Julle kan maar gerus sit. Dit sal reg wees. Goeiemôre almal. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons dankie vir die dag om saam in u gemeenskap te gesel. Ons bid vir almal in die gemeenskap vandag, dat ons bid gesondheid, ons bid veiligheid en ons bid vir hernieude energie soos wat hulle hierdie week ingaan. Ons weet winter is sterk op pad en ons bid vir die wat sonder behuising sit, vir hitte en u liefde om hulle te ontvou. En ons dankie vir u woord vandag en ons bid vir elke persoon soos wat hulle aangaan met hulle lewe vandag. Amen. So, ek wil myself net voorstel, myself en Gert, ons is vreemdelinge hier so vir 'n paar mense, maar vir party van ons, vir Chantalletjie en die familie, is ons amper familie. En pastoor Pieter en Liesel het gesê, ek kan net praat oor ons nie winsgewende organisasie Belly to Brain. Ek weet nie of die slides daar so is nie. So Belly to Brain is 'n nie winsgewende organisasie in Kreersdorp en ons beoog om vir 12 seuns 'n huis te stig in Kreersdorp. En ons het baie projekte wat ons doen. Ons wag net vir dit om op te kom.
gaan ons dit maar wing. Daar sê. So Belly to Brain is gestig met die ethos van Jakobus 1 vers 27. Reine en onbesmette godsdien voor God en die Vader is dit, om wese en wederwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekloos te bewaar van die wêreld. Nou, die jaar wat was, 2024, ons was 'n besige jaar gewees. Ons het die volgende uitreike gedoen, ons was by Appelpark gewees, ons voer 150 siele, ons gee hulle 'n diens 1 keer 'n maand, Chantal en haar familietjie is al saam met ons daar, wat ons 150 mense elke maand in Appelpark voer. Ons het 'n Henny's blanket drive gedoen, wat ons vir die gemeente komberse uitgegee. Ons het 'n vergifniswerkswinkel met die vrouens van Wings of Inspiration huis gedoen vir 8 weke, wat ons met die vrouens en die kinders daar net oor vergifnis gepraat en 'n projek met hulle gedoen. Handbags of Hope, dis ons Augustus Women's Month event, wat ons elke jaar doen, wat ons die vrouens in ons gemeente wat nie bevoorreg is, 'n handsakkie gee met 'n paar goedjies en 'n diens lewer vir hulle. In Augustus ook het ons in die Gossi Mampuru prison het ons die vrouens daar Bybels gegee en ons het ook in Cradlestone Mall loop, 5 km loop teen human trafficking gedoen. Ons gaan maar die Engels en Afrikaans so de mekaar sit vandag. Elke Julie maand voer ons mense, ons doen Change to Engage wat ons op die 18de Julie ons gemeente voer. Ons het verlede jaar was ons geseënd om 16,000 mense te voer en ons beoog om dieselfde hierdie jaar weer te doen. En dan het ons blessing bags en ons charity shop en ons ook foodsack resellers. So die van julle wat in gemeentes betrokke is, julle kan met ons gesels en betrokke raak by ons projekte. Ons volgende Appelpark is die 18de Mei. So Pastoor Liesel het gesê hulle wil graag betrokke raak en ons sal meer oor daai diens vir julle mededeel. En ons het 'n baie besige kalender hierdie jaar, so ons sal dit met die pastore deel en hulle kan dit met julle deel. Maar die doel van vandag se diens is YOLO en die voordeel om voorberei te wees. So YOLO is die akroniem in Engels van You Only Live Once, né? Maar daar's 'n baie oulike prentjie van Charlie Brown. Ek weet nie of die jong mensies wie Snoopy en Charlie Brown is nie. Maar dis waar Charlie Brown sit en hulle kyk vir die sterre en Charlie Brown sê vir Snoopy, "You know Snoopy, we only live once." En Snoopy sê, "Wrong. We only die once, but we live every day." Nou, hoe leef jy elke dag in jou godsdienstigheid? Jy het jou dag van jou geboorte en jy het jou dag van jou dood. En hoe vervul jy daai lyntjie tussenin van jou dag van geboorte en jou dag van die dood? Met die Here se doelwitte vir jou lewe. Want ons weet dat om jou beste lewe in God se doel te leef, met die plan vir jou. Nou, ons gaan 'n bietjie prakties raak vandag en baie na die woord toe gaan. Soos byvoorbeeld Jeremia 29 vers 11, sê die Here, "Ek weet wat ek vir julle beplan," sê die Here, "voorspoed en nie teenspoed nie, en ek wil vir julle 'n toekoms gee en 'n verwagting." En in Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê dit, "Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop." Nou, ons verstaan die Here het 'n plan vir ons. Ons hoor dit deur ons loopbane, deur ons kinderheid en alles. Maar ek dink die Here, hy is ons Vader. En soos ouers in die gemeente vandag, ons het 'n idee vir ons kinders, né? Ons het hierdie plan vir ons kinders. Maar elke nou en dan, ons as die kinders van die Here weer van daai pad af. En ek dink die Here sit baie keer so en dink, "Wat doen jy, my kind? What are you doing?" En hy sê dieselfde met ons kind. Ons is almal, ons raak verlore op 'n punt. Maar hoe kom ons terug op daai paadjie wat vir ons gestig is, op daai paadjie van die Here se plan vir ons? Deur samestelling, fellowship. Jy weet, COVID het baie van die kerke weggevat, daai fellowship, en ons moet mense terug in hulle bankies, terug in die fellowship van die kerk kry. Want dis hier wat ons met mekaar kan onder mekaar kom en vir mekaar bid en vir mekaar ons energie kan gee en die Here saam deel met mekaar. Ons vertrou die Here. Ons vertrou dat die Here vir ons 'n plan het. Ons vertrou dat die Here nie wil hê kwaad moet. Maar daar's 'n duiwel wat agterbaks is en agter ons aankom.
en wat fluister in ons oor. Ekskuus. Jy weet, wanneer jy 'n groot projek het, wanneer jy 'n groot eksamen in die skool het, is daar daai fluistertjie wat sê, jy's nie goed genoeg nie. Jy is nie genoeg nie. Jy het nie genoeg geswat nie. Wie is dit wat so skinder in daai oor van jou? Dis mos die duiwel, want die Here wil nie kwaad aan ons doen nie. Baie keer word ons gevra, maar as die Here alomwetend is, hoe laat hy toe dat mense seer word? Hoe laat hy toe dat kindertjies seer kry of dat daar gewelddadigheid is? Dis nie die Here se plan vir ons nie, maar die Here gebruik wat met ons gebeur het. Laat ons daai testimonie kan gebruik om iemand anders weer op te lig. Jou testimonie is dalk iemand se handelboek een van die dae. Ek is 'n kind van 'n ma wat my nie wou hê nie, of 'n stiefpa wat my gemolesteer het. Maar vandag kan ek voor vrouens en kinders staan en sê, maar kyk, jou verlede is nie jou destiny nie. God se plan is hier staan ons saam. Van 'n egskeiding, die Here se plan, van 'n man wat 'n ateïs is, het ek nou 'n man in my lewe wat net die Here so lief het soos wat ek die Here lief het. Dis mos soveel beter as wat ek my plan in my kop gehad het. Hoe ontdek ons doel? In Efesiërs 2 vers 10 sê dit, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het ons geskep om lewe te wy aan die goeie dade waaroor hy ons bestem het. Wat is jou doel? Hoekom is jy hierso? Vir die kiddies? Ja, dis om skool te gaan, né? Al is dit koud en nie lekker om op te staan in die oggende nie. Maar dalk is daar 'n kind wat in jou skool geboelie word. Wat jy daar kan wees om daai kind op te tel en te verbeur. Of dalk is jy die een wat daai boelie se hart sal verander deur die Here se woord om in daai boelie se hart in te kom. Want ons weet nie wat in daai boelie se lewe aangaan nie, vir die kiddies in die kamer. Vir ons volwassenes, ons almal dink ons doel is hierdie paadjie, maar dalk is dit heeltemal 'n 360 degree in 'n ander rigting in. Weet, ons wil dalk 'n dokter geword het of 'n prokureur geword het, maar vandag is ons dalk geletterdes wat mense opbeer, wat business coaches is, 'n heeltemal ander projek. Hoe bring ons dit terug na die Here toe? Hoe bring ons die woord na die Here toe? Die persoon wat jy 'n Sondag in die kerk is jy daai selfde persoon Maandag by die werk, Maandag by die skool? Of is ons 'n chameleon wat klere verander soos wat ons omset ons benodig? Wees authentic in wie jy is. En wandel in geloof en gehoorsaamheid. In Johannes 15 vers 5 sê dit, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra vrug, want sonder my, die Here, kan julle niks doen nie. Hoeveel keer probeer ons die lewe ingaan met ons eie hardkoppigheid? Maar dis my projek, maar ek kan dit doen. Ek wil, ek sal. En dan vind ons onsself op ons knieë, moeg, verboureerd, gefrustreerd, want die planne val nie in plek soos wat ons eie egos dit wou hê nie. En dan kom ons terug na die Here toe en ons bid. En die Here wys ons 'n paadjie, bring ons terug. Ons het afgewandel en ons kom terug. En dis soos 'n cha-cha-cha, 2 steps forward, 2 steps back. Ons gaan af en toe van daai pad af wandel, want die vlees is hardkoppig. Maar die Here is altyd daar om sy verlore kinders terug te verwelkom met oop arms. Wanneer ons seer het, wanneer ons op ons knieë het, is die enigste plek om te kyk op. Wanneer ons nie weet waarna toe nie, wanneer ons langs sieke beddens bly, bid en ons kry nie ons antwoorde nie. Gee ons die Here kans om ons te antwoord, want baie keer bid ons so aanhoudend dat ons die Here nie 'n kans gee om te antwoord nie. Ons praat net en ons gee nie die geleentheid vir antwoorde nie. Ons luister nie vir daai gevoel om te sê, my kind, wees stil en weet ek is daar vir jou. En partykeer is ons gebede soos 'n verkeerslig. Julle weet hoe lyk 'n verkeerslig, né, die kids? 'n groen lig, oranje lig en 'n rooi lig. En partykeer wanneer ons gehoorsaamheid wil deurbring en ons bid en ons vra,
kry ons daai rooi lig konstant, daai nee, daai nee, daai nee, daai nee. Hoor die nee en vind uit wat die diversion is. Partykeer kry ons oranje, wat sê, wag net 'n bietjie, nie nou nie, dis nie nou tyd nie, God's timing. Ons wil alles nou doen, daai kultuur van instant gratification, maar alles het 'n tyd, 'n perfekte tyd in die Here se wil. Wag net, wees rustig, wees stil, bid daaroor, gaan na die woord toe, om uit te vind, wat is daai doel, wat het die Here se doel met jou? Is dit om pastore om 'n kerk te lei? Is dit om in die diens te wees, om in die band te wees? Is dit om by die skool leierskap op te neem? Maar ons soek nie die A-student nie, ons soek die beste D-student. As jy 'n A-student is, gee daai A, maar as jy nie akademies is nie, doen die kunste, maar wees loyaal en wees opgewonde met die talente wat die Here jou gegee het. En dan bid ons weer, en ons kry die groen, partykeer sommer dadelik. Maar kom ons terug na die Here toe, want ons gekry het wat ons wil, om dankie te sê. Dankie dat jy my doel gewys het, dankie dat jy my geantwoord het. Want partykeer gaan dinge so goed, en ons gaan maar net aan met ons lewens, en ons vergeet dan om terug te kom, om te sê, dankie Here. En ons vergeet die geskenke wat ons gekry het, die wonderwerke, klein wonderwerke. Elke dag is daar wonderwerk. As jy nie jou alarm gestel het nie, maar jy word betyds die oggend wakker, dis daai engel wat op jou klop en sê, wow, jy gaan laat wees vir werk. As jy op die pad is, en die verkeer sit vas, en ons raak gefrustreerd daaroor, dalk is dit omdat die Here ons red van 'n ongeluk wat kon gebeur het. Klein wonderwerkies elke dag. Kom terug en sê dankie, want ons kom altyd terug wanneer daar 'n nood is, maar hoeveel keer kom ons terug om dankie te sê? Hoe oorkom ons struikelblokke, wanneer daai nee kom, wanneer daai oranje lig kom? In Filippense 4 vers 13 sê dit, ek is in alles tot staat, deur hom wat my krag gee. Elke dag wat ons wakker word, het ons ure en sekondes van krag, partykeer is ons 'n bietjie moeg, maar elke tree wat ons tree, is die krag van die Here wat ons net sê, beweeg vorentoe. Kom deur dit. Party van ons hou van daai procrastination, bietjie later, ek wil nie nou hierdie projek aanpak nie, bietjie later, totdat dit nou druk. En dan iewers skielik, as ons daai ding net aanpak en ons kom by die einde van daai ding uit, sê ons, Jessie, maar hoekom het ek nie hierdie ding net lankal gedoen nie, want dit het my so gestres hierdie hele week, as ek dit net aangepak het, sou ek nie hierdie ding voor my oor die hele week gehad het, kon ek op ietsie anders gefokus het. Want ons fokus op ego. Los die ego en kom terug na die Here toe. Vra die Here om ons te wys, om ons die braafheid, die energie te gee om hierdie goed aan te pak. In afsluiting voordat ek aan Gert oorgee, in Romeine 15 vers 13 sê dit, en mag die God van die Here julle vervul met die blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop en die krag van die Heilige Gees. Hoe leef jy jou YOLO? You only live once. Wat gaan jy doen om daai doetjies tussen jou dag van geboorte en jou dag van dood vervullend in te vul? Nou, ons vra nie dat almal superheroes moet wees nie, of dat jy elke sekonde moet aanpak en net jou identiteit verander nie. Maar gaan sit saam, gesellig saam met jou familie, spandeer daai tyd, gesels met julle kinders en hoor, wat se planne is daar? Wat se planne het jy vir jou kinders? Kommunikeer ons met mekaar. Want die ouers het dalk hierdie groot plan en die kinders het geen idee wat daai plan is nie, en dan word daar frustrasies want ons word nie gekommunikeer nie. Dis hoekom daar huweliksberading is voordat mense trou, want dalk, jy weet, wil die vrou 'n career woman wees en man wil hê vroutjie moet by die huis sit met die kinders, en dan is daar daai botsing. Wat is die doele? Hoe vul jy daai doetjie in? Gesels met mekaar en kommunikeer. Goed.
Goeiemôre almal, hoe gaan dit? Ja, dis die mense. Hoe gaan dit? Alright. So, eerstens, hoe awesome is my vroukie daarso? Sy het sommer volle bronkietes hier vir julle kom woord gee. So, ek was gevra gewees om nagmaal te doen en terwyl ek voorberei het vir dit, toe het 'n boodskap by my opgekom. En ek hoop julle sal my 'n paar minute gee, as julle bereid sal wees, om bietjie dit daarna te luister, want die woord is voorbereiding. En dit was my baie interessant geweest, want hoekom moet ek voorberei? Hoekom moet ons voorberei? Want so min goeters is in ons beheer. Ons weet nie wat kom nie, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Jy weet, hoekom moet ons voorberei? Wat is die punt daarvan? Jy weet, want ek kon voorberei het vir hierdie en my stem verloor het. Jy weet, en dan is dit verby. Maar iets het my bygeval dat julle gaan my moet vergewe, ek gaan baie Engels gaan op 'n stadium, maar julle sing Engels baie mooi, so is alright. Preparation is the first step to walking in faith. Jy weet, ons hoor altyd walk in faith, walk in faith, walk in faith, maar wat beteken dit? Wat beteken dit? What does it mean to walk in faith? En Noag het geloof gehad toe hy die boot gebou het. But he had to prepare the wood. He had to prepare the plans. He had to prepare the work. Jy weet, hy het nie geweet of hy vloed gaan kom nie. Hy het maar geloof gehad dat God vir hom die regte ding gesê het, dat hy reg gehoor het. Maar hy moes prepare. Hy moes reggemaak daarvoor. En ons vergeet dat hy baie scrutiny gekry het. Hy was baie gemok geweest. Jesus het homself gaan voorberei in die tuin. Voordat hy before he got arrested. Sorry, my Engels meng baie. Sy eerste wonderwerk wat hy gedoen het Jesus vir hulle gesê, go and prepare 6 jugs of water. Prepare, hoekom prepare? Jy weet, en daai tema hardloop deur die hele Bybel. Vir een of ander rede is dit iets wat by my opgepop het. En dan gaan kyk ons na Dawid en Goliat. Ons het hierdie awesome show onlangs gekyk van David and the House of David. Ek weet jy of julle dit al gekyk het nie. Great show, doen julle self verguns. Nou, almal van ons weet, Dawid het die klippies gaan optel in die rivier. Hy het mos 5 klippies gaan optel. Wie kan vir my sê, hoekom het hy 5 opgetel? Want Goliat het 4 broers gehad. Nou, dit was vir my massive revelation. Ek sê dit vir almal en almal gaan, ja, ons weet. Dit was vir my soos 'n massive revelation. Dat Dawid het 5 klippies opgetel, want hy het die geloof gehad dat een gaan Goliat drop. Dit gaan verby wees. Dis okay. God's got my back. Maar hy het die insig gehad om te beplan vir as sy broers sou wou retaliate, dan het hy 4 klippies gehad, een vir elke broer. Hy het die insig gehad om vorentoe te kyk vir die nagevolge van sy aksies. En hy het beplan daarvoor. Hoe amazing is dit, dat hy daarna gekyk het en gegaan het, I'm preparing for victory in the battle, but also the war. Ek is besig om reg te maak vir wat daarna kom. Nou, so ja, kyk net my notas hoor, ek het baie lank klas hierdie gedoen. Preparing is om voor te berei, is daai eerste stap na victory toe. Dis daai eerste stap na miracle toe. Dis daai eerste stap na oorwinning en waartoe ons wil gaan om 'n goal to reach. Dit as jy jouself voorberei, sal God die res doen. En dit is weer eens in die Bybel, dis oral. In die Bybel, as jy jouself voorberei, sal God die res doen. Nou, die eerste ding wat by my opgekom het wanneer ek hierdie sien, dan dink ek by myself, ja, ek is nie mooi genoeg, ek is nie dun genoeg, ek het nie al die geld nie, ek het nie dit nie, ek het nie dat nie. Maar toe het God ietsie anders aan my oopgemaak. En vir my, wat baie min mense oor praat, en dit was my massive revelation geweest. Hoe het Dawid hierdie ongelooflike koning geword? Hoe het hy net ingestap, nadat hy Goliat uitgesort het, word hy 'n koning, en hy is ewe skielik die beste koning, ons praat tot vandag toe van koning Dawid, wat so amazing was. Hoe het hy dit geword? God was besig om hom voor te berei. Hy het sy eie voorbereiding gedoen deur om die leeu's en die beere en die wat ook al uithaal, terwyl hy agter die skapies gekyk het en die klippe op te tel vir Goliat en al daai jazz.
Maar God was besig om hom voor te berei, want hy was besig om musiek te speel vir koning Saul. En terwyl hy daar besig was om vir koning Saul musiek te luister, was koning Saul besig om met die stamme te deel, en oorlog te beplan, en politiek te deel. So wat het Dawid gedoen? Hy het daar gesit en hy het geleer hoe om 'n goeie koning te wees. Saul het nooit 'n oorlog in sy lewe verloor nie. Hy is dood in sy laaste ene, maar hy het nooit 'n oorlog verloor nie. So Dawid het by die beste generaal ooit geleer hoe om te beklei. Hoe om met die 12 stamme te deel. Al hy goed is, hy was prepared gewees, as 'n servant het God hom reggemaak om 'n koning te wees. Nou, die ander kant van die coin, wat vir my baie interessant is as jy gaan kyk na iemand soos Moses. Hy was deur die vyand groot gemaak. Nou, hoe werk dit vir ons? Weet, ons is dalk nie deur 'n vyand groot gemaak nie, maar ons is dalk in 'n werksituasie waar die baas of 'n werker wat saam met jou werk, soos die vyand optree. Maar God was besig om Moses voor te berei om leiding te neem met die servants. Want hy het 'n volk uit Egipte uitgevat, en Egipte op baie stadium was die grootste koninkryk wat daar was. En hy het geleer by die beste van die beste hoe om, al was hulle sy vyande, die mense wat sy mense doodgemaak het en al die goeders, het hy geleer hoe om mense te lei, hoe om die regte mense in plekke te hê, om agter die ding te kyk. So God was besig om hom voor te berei vir sy doel. Hy het vir Dawid voorberei. Nou, as ons kyk na ons huidige situasie wat ons in is, finansiëel, werk, sonder werk, wat ook al, emosioneel, verhoudings, alles. Daar is 'n opportunity vir God om jou voor te berei vir beter. As jy bereid is om te luister, as jy bereid is om te leer, al leer jy van die vyand af. Nou, ek praat nie van die duiwel nie, ek praat van die mense wat jou teestaan. Jy kan van hulle af leer. Jy kan ewen leer wat om nie te doen nie. En wanneer ons daai mindset invat, om onsself voor te berei vir dinge, elke dag voor te berei, vir wat kom, vir wat ons wil aanpak, vir wat ons wil doen, dan gaan ons lewe soos die royal-blooded children we are. Want in Romeine 8 vers 17 skryf Paulus, if we are the children of God, we are heirs of God and co-heirs with Christ. Laat daai insink vir 'n oomblik. Paulus skryf hierso, we are co-heirs with Christ. We are part of heaven, we are heirs of heaven. Ons het daai autoriteit by ons. God's got your back. So, my boodskap is, prepare yourself for victory, however you can, even if you don't know which victory you're preparing for. En hoe doen ons dit? Kyk na jou lewe as 'n opportunity. Kyk waar jy kan leer. Jy's nooit te oud nie. Kyk waarvoor jy kan beplan vir sukses. As jy na die werk toe gaan, wees die beste werker. As jy nie werk het nie, stuur CV's uit. Jy weet, wat ook al may be the situation, be the best you can be. Paulus het weer geskryf, we should rejoice in our trials and tribulations, for they create in us perseverance, and perseverance creates character. And character creates hope. And hope in Christ never fails us. So as jy elke dag wakker word, in danksegging, en sê, weet jy wat, al is my situasie taaf, Here, ek sal jou prys. Here, ek sal jou loof. Here, ek is flippend bly dat ek hier is vandag. Ek is so bly dat ek die opportunity het om te leer, om te beplan vir wat ook al jy het vir my, going forward. By the way, daar is Romeine 5 vers 3 tot 5. Net so dat julle weet. Dit gaan in jou perseverance voor bou. En dit word dan deel van jou karakter. En jou karakter word dan 'n karakter van hoop. Dat even al is jy in die slegste situasies, het jy hoop vir wat God vir jou gaan bring. Jy het geloof vir wat God vir jou gaan bring. As ons elke dag met Thanksgiving ingaan en ons self voorberei, dan is ons elke dag 'n stap nader aan victory. Is elke dag 'n stap nader aan
Jy weet, is nog 'n stap in daai walking in faith. So, ons eerste exercise vandag, is wanneer ons hierdie nagmaal gaan doen, wil ek julle, I want to urge you, sorry, Engels, I want to urge you to take a moment, prepare your heart, prepare your mind, prepare your soul, sit en dink, waartoe wil ek gaan, wat wil ek doen, wat wil ek ontslaaf van raak? Jy weet, is this an end of a chapter and the beginning of a new one, or is it just a new chapter, or is this the next level, whatever it may be? En gaan prepare yourself alvoor. En as jy moet, 'n great ding wat my help, is om dit neer te skryf. Waartoe wil ek gaan, wat wil ek doen, wat wil ek los, al daai tipe goeders. So, ek wil hê ons moet 'n oomblik vat, terwyl ons vorentoe beweeg. Dink 'n bietjie by jouself, wat wil jy agterlaat, wat wil jy vorentoe vat? Waartoe wil jy gaan, wat is die volgende chapter? En dat, wanneer ons hierdie doen, dat ons sê, God, hierdie is nou ook 'n covenant, waar U my lei, om die beste te doen, en dat U my preparation vat, saam met jou preparation, sodat ek mag victorious lewe in jou naam, dat ek jou mag eer bring, en dat ek daai Goliat kan uithaal en al sy broers. Alright, so, kom maar deur. Goeiedag, baie welkom by Seëningstyd Sondag. Het was regtig 'n groot voorreg om vir Dominique en Gert saam met ons te gehad het, en ek wil werklik waar hierdie video net afsluit, gaan kyk hulle werk, ons gaan slideshows in hierdie video ook na die boodskap los, gaan kyk die wonderlike werk wat hulle doen. Die werk wat hulle doen is regtig iets om na op te kyk. En wat ek net by Gert se boodskap wil aansluit is, die manier hoe ons moet oorgee. As ons kyk na Noag het nie geweet wat reën is nie, maar hy het nog steeds geglo. Voor Noag was daar dou gewees, en dit was werklik waar iets wat hy nie geweet het bestaan nie, en hy het op die Here se woord gegaan. So kyk ons na Moses, hy het, voor hy deur die Rooi See geloop het, die Here gevra, wat nou? So, vat hierdie boodskap wat hulle met ons gedeel het, maak het deel van jou lewe. Maak het deel van jou lewe in 'n oomblik van oorgee. En weet werklik waar dat die Here met jou is en saam met jou is. En jy hoef nooit op te gee nie. Die Here is met jou. So ek soos met Dawid. Dawid het werklik waar geweet wat die Here hom in staat van gemaak het. En in daai oomblik wou hulle hom soldaat beskerming gegee het en om as 'n soldaat beklee het, en hy het gesê nee, want hy het in geloof opgetree. So weet in jou situasie dat die Here met jou is en saam met jou is, en die Here gaan vir jou deurbraak maak. En ons wil baie dankie sê vir Dominique en Gert wat werklik vir iets moois sonder saam met ons gedeel het vandag. En baie dankie vir elkeen wat daar was en vir elke gemeentelid en elke persoon wat ons kanaal ook ondersteun. Ons sê werklik waar dankie vir julle. En ons is opreg dankbaar vir julle. En wees op die uitkyk. Volgende week praat Liesel met ons. En dan die week daarna praat ek met ons oor waarom ek glo. So wees op die uitkyk, daar is nog 'n klomp planne en ons gaan kommunikasie uitstuur oor alles. So julle moet goed gaan en julle moet 'n mooi week hê.